Wat is die een ding wat jy van jou ouers ontvang het wat jy anders sou wou doen? Dis 'n moeilike vraag en op 'n manier 'n onbillike vraag, maar tog nie. As jy dink aan hoe jy groot geword het, baie van die dinge is mooi. Ek dink die paar slegte herinneringe aan ons kinderdae word in die meeste gevalle oortref deur ongelooflike mooi nostalgiese herinneringe. Maar daar is tog een of twee dinge wat jy by jou ouers raak gesien het, wat jy dalk in jou gesin sou wou verander. Kyk, rondom die huwelik, rondom die gesin, ek is nie bewus van goeie handboeke wat jou leer hoe om getroud te wees, hoe om kinders groot te maak en al daai goed nie. Ek dink so 'n boek gaan in elk geval baie moeilik wees. Vir my is die belangrike om te besef, kinders verskil, so jy het nie 'n patroontjie wat by almal werk nie. Die plek waar jy leer is in jou ouerhuis, en daar leer jy uit die goeie sowel as die slegte. So, daar is sekere goed wat jou ouers gedoen het, wat jy graag anders sou wou doen. Ja, ek dink ons kan dit doen. Die belangrike wat ons moet besef is, wat ek gekry het ek nie regtig 'n keuse oor gehad nie. Dit was my ouers se keuse. Maar wat jy daarmee doen, dit is jou keuse. Dis 'n belangrike en op 'n manier 'n radikale opmerking. Die feit dat jy kan kies. In die Bybelse tyd het die mense baie kollektief gewerk. Jy het nou maar geleef in die lewe wat jou ouers vir jou bepaal het. Maar in Esegiel 18 lees ons iets wat vir my voel dit selfs vandag nog asof dit redelik radikaal is. Die Here sê, jy kan nie op die laure van jou ouers rus nie, ten goeie of ten kwade. Jy is die een wat die keuse moet maak. Esegiel 18 is 'n langerige hoofstuk, ons gaan 2 gedeeltes lees, vers 1 tot 4 en dan vers 20 tot 23. Kom ons lees die eerste 4 verse saam. Die woord van die Here tot my gekom. Wat is dit met julle, dat julle hierdie spreekwoord gebruik oor die land Israel? Die ouers het groen druiwe geëet en die kinders se tande het stomp geword. So seker as wat ek leef, is die uitspraak van die Here. Dit sal nie meer by julle opkom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie. Kyk, alle lewens aan my behoort dit, soos die lewe van die seun, so ook die lewe van die vader. Aan my behoort dit. Die persoon wat sonde doen, die moet sterf. Nou volg hier 'n in detail beskrywing van 'n goeie mens, iemand wat geleef het soos wat dit moet wees. Maar die persoon het 'n seun gehad wat 'n geweldenaar was, hy het alles verkeerd gedoen. En dan nou, die een het 'n seun gehad wat gesien het die verkeerd wat sy pa doen, en hy het weer reg geleef. So, oupa en kleinseun het reg geleef, seun in die middel is 'n sondaar. Hoe werk dit? Hoe moet ons daaroor oordeel, oor die 3 persone? Hoe oordeel die Here daaroor? Ons lees nou verder van vers 20 tot vers 23. Maar die persoon wat sonde doen, hy sal sterf. 'n Seun sal nie die sondeskuld van 'n vader dra nie, en 'n vader sal nie die sondeskuld van 'n seun dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op homself van toepassing wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op homself van toepassing wees. Maar die goddelose, as hy hom bekeer van al sy sonde wat hy gedoen het, en hy kom al my vaste voorskrifte na, en doen wat reg en billik is, hy sal beslis leef en nie sterf nie. Al die oortredings wat hy begaan het, dit sal nie teen hom gehou word nie. Deur die geregtigheid wat hy bewys het, sal hy leef. Sou ek enige vreugde vind in die dood van 'n goddelose, is die uitspraak van my Heer die Here. Is vreugde nie eerder daarin geleë, dat hy van sy verkeerde paaie terugkeer en leef nie. Ons skryf dit nog so 'n bietjie vandag, maar veral in die Bybelse tyd was dit baie belangrik om die mense as 'n kollektiewe groep te sien. Ons skryf dit vandag so 'n bietjie, as een Christen iets slegs doen, dan sê mense die Christene doen so en so. As iemand in die familie jou in die skande steek, dan sê hulle ja, daai familie. In die Bybelse tyd was dit baie erg. As 'n mens dink aan 'n persoon soos Agan, hulle het Jerigo ingeneem, die Israeliete, en dit was met die banvloek getref. Met ander woorde, al die besittings was vir die Here. Niemand mag
van die goed vir homself gehou het van die byt nie. Toe hulle teen Ai oorlog maak, toe verloor hulle. En toe sê die Here, dis omdat hulle nie gehou het by die reël nie. Lang storie kort te maak, Achan is die een wat skuldig was. Hy het van die buit uit Jerigo vir homself gehou. En wat het gebeur? Hy is tereggestel, doodgegooi. Hy, sowel as sy seuns en sy dogters, sy donkies en sy diere en al sy besittings is doodgemaak en verbrand. So, die pa het sonde gedoen en die hele familie is uitgewis. Baie keer sê mense, as jy na die 10 gebooie luister, die sondes van die vaders wat die kinders besoek. Die kinders ly as gevolg van die sonde van die ouers. Nou ons weet, destyds het dit so gewerk dat daar baie keer 2 of 3 families onder een dak gebly het, en daarom wat die pa sê, dit geld vir almal, ten goede of ten kwade. In elk geval, 'n mens het hierdie idee dat as jou pa iets verkeerd doen, dan is dit 'n skande op die hele familie. En as die pa iets goed doen, dan gaan die hele familie daarby baat. Ek raak so gefrustreerd op 'n goeie manier as ek 'n fliek kyk, en dit is van 'n invloedryke persoon met 'n wash-out seun of dogter. En nou bly die pa opkom vir sy kind. Maar as dit 'n goeie pa is en is 'n slegte seun, jy kan net tot op 'n punt instaan vir die seun, dan moet hy die gevolge van sy dade dra. Dis nou waarop Esegiel neerkom. Esegiel sê, julle het in Israel hierdie spreekwoord, die paas het groendrywe geëet en nou die kinders se tande stomp geword. Ek dink ons ken almal daai idee as jy groenvrugte eet, groendrywe. Dit voel of jou tande so 'n snaakse stompigheid aan hom het. Die ouers eet groendrywe, die kinders se tande word stomp. Die Here sê, dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie, want elkeen is verantwoordelik vir sy of haar eie lewe. Dis vir my verstommend om hierdie te hoor. Ek is 'n individualis. Ek is 'n 21ste eeuse individualis. Dit gaan oor ek en my. Dit moenie so wees nie, ons is tog aan mekaar verbind, maar ja, ons lewe individualisties en in die Bybelse tyd was dit absoluut kollektief. Maar dit beteken nie die individu verdwyn in die familie nie. Jy as persoon, jy as individu, het ook 'n verantwoordelikheid en dis waaroor dit hier gaan. Ja, my familie staan in vir my familie help vir my en ek kan my familie se naam deur die modder sleep, maar op die ou einde is ek verantwoordelik vir my eie lewe. Dit word so duidelik hier gestel. Die Here sê, die een wat reg doen sal lewe. Hy noem 'n voorbeeld, as iemand baie sondes gedoen het, en daardie persoon kom tot bekering. Wat gebeur dan? Dan gaan die Here daardie persoon laat lewe, want al die sondes wat hy of sy gedoen het, word oorskadu deur dit wat aan die einde van sy lewe gebeur, naamlik dat hy die Here ken en daarom sal die Here dit vergewe. Die ander kant, die teendeel is ook waar. As iemand goed en reg gelewe het en hier aan die einde van sy lewe raak hy die pad byster en hy word 'n slegte mens. Wat dan? Gaan die goeie vir hom punte tel? Nee. Wat belangrik is waar ek en jy nou is. En die keuses wat ek en jy nou maak. En die Here sê, dis waarna hy kyk. Waar is jy nou? Is jy op 'n goeie of 'n slegte plek? En dan gaan dit in terme van jou lewe, hoe jy lewe. Lewe ek goed? As jy in die verlede 'n klomp foute gemaak het, by die Here is daar elke dag kans om reg te maak. Jesus het aan die kruis gesterf sodat ons die kans kan hê om elke dag nuut te begin. En dan as jy nou 'n goeie lewe lei en iewers raak die dinge vir jou te veel en jy verloor dit, jammer. Jy kan nie tier op dit wat in die verlede gebeur het nie. Die Here is vandag by my, die Here is vandag by jou en die Here loop vandag die pad saam met jou. En daarom is die hele kwessie van keuses so ongelooflik belangrik. 'n Vriendin wat ons jare terug geken het 'n baie goeie uitdrukking gehad. As jy nou praat van iemand en jy sê ja, die mense tree so en so en so op, en jy kyk na hulle verlede, sien jy goed, hulle ouers het hulle so behandel, hulle daardie terugslag in die lewe gehad, al hierdie dinge,
dan het sy 'n vreeslike mooi uitdrukking gehad. Sy het gesê, dit verduidelik alles, maar dit verskoon niks. Daardie woorde is vir my so belangrik in my eie lewe. Ek is op 'n goeie plek, maar ja, ek kan nou maar sê die lewe het my nie altyd behandel soos wat ek dit graag sou wou gehad het nie. So, nou kom ek daar waar ek sê die lewe skuld my. Kan dit verstaan? Maar dit verskoon nie my optrede nie, want die lewe skuld my absoluut niks. Ek kan nou sê, ja, ek het so en so groot geword, daarom het ek nou maar hierdie en daardie probleem. Ek was die enigste kind, ek was een van 10 kinders. My pa was lief vir my of my pa was nie lief vir my nie. My pa het my bederf of wat ook al. Nou ja, hier is ek nou maar, ek kan dit nie help nie. Ja, ek hoor wat jy sê en dit verduidelik waarom jy is waar jy is. Maar dit verskoon niks nie. Hoekom nie? Omdat jy 'n keuse het. Jy is nie 'n slagoffer nie. Jy is hoogstens 'n slagoffer van jou eie keuses. Elke mens het die bevoegdheid, wil ek amper sê, om te kies om te bly waar jy is of om op te staan. En ek wil hier 'n baie belangrike ding noem. Dit gaan oor sukses. Elke mens kan 'n sukses van jou lewe maak. Maar wat is sukses? As ons dink aan sukses, dink ons in goeie terme wat eintlik baie negatief is. Sukses beteken ek kom bo uit. Die ander mense, nee, ek is bo hulle. Baie keer beteken dit ek trap op mense. Baie keer beteken dit ek is oneerlik. Baie keer beteken dit ek skeep almal rondom my af. Sukses gaan gepaard met materialisme, met snobisme en al hierdie dinge. Ek het probeer kyk in die Bybel, die woorde wat ons in die Afrikaanse Bybels vertaal met sukses. Wat is die idee daar agter? En ek het 'n paar interessante woorde gekry. Voorspoed, seën, vrede, wat ons ken as shalom, en lewe. Voorspoed, seën, vrede en lewe. Dis woorde wat ons baie keer vertaal met sukses. En dis reg, ons vertaal dit met sukses, maar ek dink dit help ons om te verstaan wat sukses is. Sukses beteken voorspoed. En ons lees baie keer in die Bybel van voorspoed, byvoorbeeld Jeremia wat sê, die Here wil vir ons voorspoed hê. Wat beteken dit? Die Here wil hê jou lewe moet in plek wees. Die Here wil hê dinge in jou lewe moet goed wees. Al is die omstandighede sleg, jou lewe hoef nie sleg te wees nie. Jou lewe is in plek in terme van jou verhouding met God, jou verhouding met jou familie, jou verhouding met jou medemens. Voorspoed, seën. Seën beteken wat jy doen, lewer vrug op. Of ek nou besig is met my kinderopvoeding, of ek besig is met my stokperdjie, of ek besig is met my boerdery of met my werk, wat ook al. Dit wat ek doen is nie noodwendig beter as ander nie, maar dit is goed en daarom is dit goed genoeg. Shalom, die woord wat ons ken as vrede, shalom beteken alles in jou lewe is in plek. En baie keer wil ek sê, as dinge so deur mekaar loop, dit voel partykeer, jy's net op 'n plek waar jy kan ontspan, dan is die hele wêreld met oorloë en petrolpryse en allerlei dinge is net deur mekaar. As ek daar kan kom waar die dinge in my lewe in plek is, dan het ek shalom. En dan natuurlik lewe. Dis die wonderlike. Mense wat terminaal siek is, wat voluit kan lewe, want elke dag is 'n gawe van die Here. En dan lewe nie net asemhaal nie, maar lewe in volheid, in die oorvloed wat die Here vir ons wil gee. Sukses beteken nie jy's perfek nie. Jy's nie perfek in jou werk, jy's perfek in jou verhoudings met jou kinderopvoeding, alles nie. Maar sukses beteken dinge werk vir my. Dinge werk hoekom? Dinge werk vir my omdat ek geleer het om dankbaar te wees, omdat ek kan vergewe, omdat ek bose siklusse, slegte siklusse kan verbreek, omdat ek gewig kan gee aan verhoudinge en omdat ek 'n keuse kan maak. Keuses
vir die regte. Daar's 'n ou storie, ek was 'n kind toe ek dit die eerste keer gehoor het en elke keer besef ek net hoe mooi die storie is. Dit gaan oor twee seuns. Hulle het groot geword in 'n huis waar die pa 'n alkoholist was. En hulle het baie swaar gekry. Die jare het verbygegaan en klompie jare later het 'n skoolvriend van die twee seuns besluit hy wil sy maats gaan opsoek. Hy vind uit waar die een bly en hy kom agter hierdie seun is ongelooflik suksesvol. Hy's 'n sakeman, hy het 'n goeie adres, sy besigheid gaan goed aan, sy familie is 'n gelukkige familie, alles gaan goed. En hy vra vir hom, nou, waaraan skryf jy jou lewe toe? Hy sê, wel met 'n pa soos myne, wat verwag jy? Hy gaan na die ander broer toe. Die arme broer het alles verloor. Getroud kinders, geskei, alles is weg. Hy suip soos 'n vis, hy lê letterlik in die gutters. En hy sê vir hom, jou lewe, waaraan skryf jy dit toe? Hy sê, met 'n pa soos myne, wat verwag jy? Julle sien, al twee hierdie seuns het 'n keuse gemaak op grond van die feit dat hulle groot geword het soos hulle groot geword het. Met 'n pa soos myne kan ek nie anders nie as om uit te styg en 'n sukses van my lewe te maak. Die ander een sê met 'n pa soos myne, ek moet ons nou maar in sy voetspore volg. Hier in Esegiel 18 kry ons een van die baie kyke in God se hart. Mense wat praat van God wat oordeel, God wat wil oordeel. Ja, oordeel is deel van die hele pakket wat ons kry. Maar God wil nie oordeel nie. God wil nie dat mense hel toe gaan nie. God wil nie dat mense alleen is en verlore gaan nie. Dis hoekom hy sy seun gestuur het. Maar kyk net wat lees ons hier. Die Here sê, sou ek enige vreugde vind in die dood van 'n goddelose, is die uitspraak van my Heer die Here. 'n Goddelose mens wil die Here hê, daardie een moet ly, daardie een moet hel toe gaan, hy moet suffer. Nee, die Here sê, watter genot is daar vir my om te sien dat 'n goddelose mens ly? Is vreugde nie eerder daarin geleë dat hy van sy verkeerde paaie terugkeer en leef nie? Vreugde vir die Here is daarin dat 'n goddelose mens ophou om op die verkeerde pad te loop, dat hy omdraai, terugkeer en dat hy lewe. Ons is baie keer, is nou so net terloops genoem, ons is baie keer so behep met die hiernamaals, met die hemel en die hel. Maar vir die Here is dit belangrik, ons leef nou en ons leef nou in sy teenwoordigheid. Maak die regte besluite, nie net sodat jy eendag in die hemel kan kom nie, maar sodat jy nou kan leef, ten volle kan leef. Die hiernamaals, ja, dit is die gevolge van die keuses wat ek nou maak, maar daardie gevolge is belangrik ook vir my lewe hier en nou. Kies nou, want God wil hê dat die goddelose mense sal ophou met hulle nonsens en sal tot bekering kom in reg lewe. Interessant, ons kry dit nie net hier in Esegiel nie. In Deuteronomium, aan die einde van die boek waar Moses met hulle praat en sê, julle gaan nou die land in, dan sê hy vir hulle baie duidelik. Deuteronomium 30 vers 19, ek roep vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vervloeking hou ek aan jou voor. Kies dan die lewe sodat jy kan leef, jy en jou nageslag. Ons het nou nie tot die einde van Esegiel 18 gelees nie, maar in die laaste vers lees ons. Ja, ek vind nie vreugde in die dood van een mens wat moet sterf nie, is die uitspraak van die Heer die Here. Bekeer julle en leef. Bekeer julle en leef. Maak 'n keuse. Maak 'n besluit. Ek wil waag om te sê, alles hang af van die besluite wat jy neem. Jy erf 'n storie by jou ouers, maar jy skryf die volgende hoofstuk. Amen. Here, maak nie saak op watter stadium in my lewe ek is nie, of ek 'n kind is, jong mens, volwassene, ouer al. Here, alles het te doen met keuses en ek maak vandag
keuses. En Here, baie keer maak ons verkeerde keuses, dom keuses, en ons ly onder die gevolge daarvan. Maar dankie Here dat U die een is wat vir ons help om op te staan en te sê, vandag maak ek nuwe keuses, vandag maak ek goeie keuses, vandag kies ek vir die lewe, vandag kies ek vir shalom, vrede. Amen. Ek wil so graag glo dat ek sy kind is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil weet dat ek aan hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. Ek wil so graag glo dat hy die een is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag bid as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. Vandag wil ek julle groet met die seën waarmee Dawid vir Nabal gegroet het. Vrede vir jou, vrede vir jou huis en vrede vir alles wat jy het. Amen.